Goeienaand aan elkeen en welkom by Vanaand se Bidtuur. Dit is lekker om weer die geleentheid te hê om bietjie iets met julle te kan deel. Ek moet sê ek het nou die dag so bietjie in 'n paar gesigte gedink van Magalies. Ek mis julle. Ek mis die kerk. Daar's regtig tye wat ek verlang en ja, ek mis nie die stad nie. Ek gaan nie jok nie. Steenig my maar. Ja, die mense. Ek verlang regtig na die mense en ek hoop elkeen doen goed. Ek dink dit gaan soms maar swaar en moeilik, want dit affekteer ons almal, ons lewe in die einde van tyd. Ons sê dit al vir soveel jare, maar dis werklik. Ons kan sien dis nou besig om te akkumuleer. Maar ten spyte daarvan het ek besluit ook en inteendeel wat ek vanaand met julle gedeel het ek eintlik al opgeneem. En ek het besluit, nee. Want ek het gevoel ek wil iets meer opbouend bring. Nou, dit was opbouend gewees, maar ek dink dit is tyd dat ons die goeie nuus weer hoor. En ja, kom ons sluit die oë en dan kan ons daar inspring. Ons Hemelvader, ons groot almagtige koning, ons skepper en ons redder. U wat self op hierdie aarde gewandel het, wat die ongelooflike mooi, goeie tye sal mense geniet het, en ook die ongelukkige hartseer geproe het, wat op die sonnige aarde vir u mens omgegee word. Maar Here, ten spyte daarvan dat u oë gerig hou in alle tye op u Vader se werk, op u Vader se wil, want u het geweet wat kom. En so dieselfde geloof wat u in u God geplaas het, toe u as mens gewandel het, plaas ons geloof in u vanaand. Want u het alles vir ons getoon, hoekom ons in u kan vertrou. Mag dit wees wat ons raak sien, en ten volle altyd voor ons hou. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek gevra, ek ongelukkig neem op met my foon en my Afrikaanse Bybel, wat ek baie min uit lees. So basies ek het 'n Engelse Bybel, so ek gaan 'n Engelse Bybel lees, so 'n vorm verskoning. Ek gaan die Afrikaanse Bybel volg, maar ja. Ek gevra dat jy sal blaai na Openbaring 21. Dit is soos my gunsteling hoofstuk. Want dit is veral vir waar ons vandag sit. Wat ons al gesien het, ons weet van die kruisiging, ons weet van die offer wat Jesus ons betaal het, ons weet van sy werk, wat hy nou die huidige oomblik vir ons doen in die allerheiligdom. Ons weet van die skepping, wat ons nog nie van weet nie, is juist hierdie, en dit is nog die hoop waarvoor ons uitsien. Hoofstuk 21 van Openbaring. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth have passed away. Also, there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Then he who sat on the throne said, Behold, I make all things new. And he said to me, Write, for these words are true and faithful. And he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Ek love daai stuk.
Dit is so awesome om die gedagte te kan hê dat die voorreg wat ons gaan hê, om nie net weer ewigheid te kan proe nie en nie meer dood te kan sien nie en jy weet, soos I can't comprehend it. Ons kan nie, want ons raamwerk vandag is, ons ken nie die dood. Ons ken goeie lewe, goeie tye in fraksies en dan kom swaar kry of mislukking of hartseer in een of ander vorm of net jouself doodwerk. So ons sien amazing tye in fraksies. Selfs as ek soos by 'n berg opgaan wat ek love, of in 'n grot, ek so rukkie terug in 'n grot gaan slaap, die mees amazingste view gehad van 'n sonopkoms en dit was so cool geweest net. En daai oomblik was nie die beste. En al tussentyd na dit was nou pretty nie lekker tye nie. En dan kom alweer great tye vir 'n oomblik. Partykeer, dit gaan so rol val nou, hierdie week het ek soos elke dag 17 ure gewerk. Ek dink waarmee ek my hele lewe, nie my hele lewe nie, wat ek al vir 3 jaar mee gesukkel het, op 'n masjien, het ek 3 die oggend vir die eerste keer agterkom wat die probleem is. Al wat ek gaan sê is die imperial stelsel van Amerika sak. Ja, en dit het net dit wat ek hierdie wou doen soveel makliker gemaak en eintlik dat gebeur wat ons wou gedoen het. Die snywerk en die parte wat gemaak word en nou in die kas mekaar te sit en sien hoe as mekaar pas, want nou werk dit. Dit is so cool, ek is so excited weer en dit was soveel frustrasie en tyd en effort wat ingaan het in iets so kleins wat dit alles net geboikot het. En die punt wat we maak is dat dis presies hoe ek sonde sien in die sy van God, daai splinter, waar is soos daar's soveel wat ek beplan, daar's soveel wat ek nog wil wys en toon en vir hierdie kinders vir my wil dat ervaar en vir hulle wil wys dat is hierdie splinter van sonde. En wat dit so cool is dat hoe God gaan en hy sê, weet jy, ek gaan daai splinter vat en ek gaan nog iets beters uit hom uitmaak. En daai beter is letterlik dit. Ek bedoel, toe hy vir Adam gemaak het, lees ons in Genesis, dat God het saam met hom gewandel. Jy weet, hy het hom gaan ontmoet. En so vir 'n tydperk, en dan het God weer gekeer, terug na die hemel toe. En natuurlik, daar was engele die hele tyd, en Adam het met die engele gepraat, en so, maar hier lees ons, hier kom God af, permanently. Nie net vir 'n oomblik om te wandel vir 'n tydperk nie, of net om te kan sien op 'n Sabbat nie. Hier gaan hy sê, ons gaan een wees, saam altyd. Nou, die konsep van God is iets wat ek in die afgelope tydperk weer begin aan baie aan dink het. En baie rondom gefilosofeer het en die woord gaan lees het en gedagtes laat gaan het en jy weet is daai onmoontlike vrae soos my wat is God werklik? Jy weet en nou daar's baie verse wat baie diep betekenisse het en dan baie natuurlik eenvoudige betekenisse dat selfs 'n kind kan verstaan, maar dan is daar seker jewels wat daar is en wanneer jy soos die holistiese prent bly bou die hele tyd en jy in hierdie diep treasure skatte grou en dan sien jy net soos hierdie man, dis die goed wat self die slim mense van die wêreld nie kan begryp nie. Nou, is een van die dinge as jy ek is nie die ou wat soos hierdie Superman, superhero movies goed kyk nie. Ek is nie gefascineer daarin nie. Maar wat interessant is altyd as jy na hulle powers gaan kyk, jy weet soos die superheroes, die Supermans en almal is maar pretty weak. Want as ek na God gaan kyk wat letterlik sê laat daar lig wees en ons lig of hy sê jy weet hy skep uit niks uit. Daar's nie een superhero wat iets uit niks uit kan skep nie. Want die idee daarvan is net so
groot. Dit is menslik net impossible. En dit is menslik impossible. To fathom it is net beyond our thinking. So ek kan hulle nie skwaadlik neem as hulle probeer doen, dit sal God lastering wees, maar die realiteit wat weer net toon daardeur is net dat, wanneer ek na God kyk, en ek gaan kyk na sy abilities, en ek gaan kyk na sy wese, en ek gaan kyk na sy karakter, en dit is iets wat net vir my hierdie week so weer uitgekom, wat so cool was net, ek het begin besef dat dit wat God die meeste waarde gee, is nie die vermoë dat hy kan iets skep uit niks uit nie. Dit is sy karakter. En dit is oor die woord ons leer dat hy is die weg, die waarheid, die lewe. Het ek daaraan baie gedink en soos besef dat, jy weet, ons lees dat sy Vader toe aarde gekom het, vir hom 'n liggaam voorberei, die menslike liggaam. Toe as ons substituut kom sterf het, dat God self is nie afhanklik van 'n liggaam om te kan lewe nie. Wat dit beteken is net, dis die punt, he's the essence of life, he is life. As jy die lewe moet beskryf, as jy moet sê, wat is lewe, soos ek kan vel beskryf, en ek kan been beskryf, en ek kan die spiere nie, maar as ek altyd spiere kom beskryf, jy weet, kan ek sy funksionaliteit gee, maar as ek na die konsep van lewe kyk, wat is lewe? Jy weet, is al soveel verduideliking daarvan. En hier gaan God en sê, ek is die lewe. Met ander woorde, hy is lewe. Die letterlik daarvan. En daai gaan hiernatoe kom. Wanneer jy die verhale luister van ouens wat iets aangepak het, 'n besigheid, of die Apple, of jy weet, ek weet nie, maar kom ons vat maar ons raamwerk wat ons het, Microsoft of allerlei aaklige maatskappye vandag, maar hulle begin origin story, van hoeveel effort hulle moes ingesit het, en hoeveel werk het gevat het, en ek moet sê, ja, soos die een CEO het gesê, as hy moes geweet het, wat hy alles sou deurgegaan het, voor hy begin het, sou hy nooit begin het nie. Dit is 100% waar. En wanneer hulle uiteindelik na al die werk, en soms is dit jare se werk, dit behaal het, was dit nog steeds nie moeite werd. Ek dink dit gaan soveel meer onbeskryflik wees vir ons as Christene. Die dag van hierdie oomblik van pyn waar ons osself bevind, en mismoedigheid, en swaar kry, en hartseer. En die vraag van, Here, hoe lank nog? En soveel keer net wil dat gaan het. Gaan ervaar wat hy beplan het. Sal ons terugkyk na die oomblik toe ons sê, ons sal die oomblik weer gaan aanpak. En ek dink ons sal met soveel meer aangegryp het, want ons die kennis gaan hê, van wat ons gaan proe wat hy vir ons beplan het. Ek is so rukkie terug, het ek so ongelukkige, 'n slegte ervaring self gehad, in die kerk. En ek gaan nie in detail gaan nie, want ek het klaar vir die persoon gebid, en vir hom vergewe, en dit gaan nie oor die incident nie, maar my vir 'n rukkie na sukkel ek met kerk. Waarom ek sukkel is dat ek sit met die kennis, en ek weet hierdie is, dis sy kerk, dit is sy mense, en ek is wel van die oortuiging, dis nie net die Adventiste nie, ek dink sy kerk is almal wat daar buite is, wat uitvandag die gebooie van God gaan onderhou, Sabbat hou, en nie net in die Adventiste kerk mag wees nie, maar nog steeds die gebooie onderhou, want dit is wat Openbaring my leer, dat die is hulle wat verklou aan die gebooie van God, en die testimony. Nou, die testimony ook natuurlik, wat almal net vasmaak aan E.G. White, ek glo in gees en profesie, ek dink wel dat dit doen met die profesie is ook, en wat die profete verwys het na, en self gees en profesie, wat Christus is. En ek dink dit is wat baie keer misgekyk word, is dat wanneer ons die testimonies lees, dink ons aan die profete, en ons verhoog die profeet, en geen profeet
ooit verhoog geword het nie. Wat is die testimonies? Of what does it testify? Christ. Met ander woorde, hier is hulle wat die gebooie van God onderhou en 'n verhouding met die een wat daai gebooie geskep het, vasklou. Want dis waarvoor die testimonies getuig het. En in elk geval, ek het 'n bietjie gesidetrack daar, maar net so 'n bietjie gaan dink oor dit en gaan lees en bestudeer oor dit. Maar die punt waarna ek terugkom is dat ek wou my naam opgee, want ek het moeg geraak dat ek mense uitnooi en dan stellings wat gemaak word. Dit was net soos moedig geweest om te sê dat ons moet uitreikings doen, ons moet die woord uitvat, ons moet mense inbring, en soos, nee, dis nie een keer of 2 of 3, dis vele gevallige kere. En ja, ek ken nie die generiese antwoorde, dis 'n hospitaal, en dis kerk vir sondaars, en, dan sê ek soos, dis waar, maar dit moet ook veronderstel wees om 'n verhouding te wees. En Jesus self het gesê, the wheat and the tares will grow together. En maar in elk geval, die punt was net dat ek het letterlik by die punt kom gesê, Here, ek can't. En toe het ek so in my werk het ek begin met besluit, wel die Heilige Gees het my so gelei tot waar ek weer die Gate Controversy, die Audible boek opgesit het in die agtergrond, en ek het so die Gate Controversy geluister, en ek het net weer geluister en sien hoe dit wat die mense deurgegaan het, en wat hulle, die effort en wat hulle moes ingesit het, en die prys wat hulle moes betaal het vir hierdie eindse ding wat ons van selfsprekend vat, en hoe hulle vir die kerk en vir die dag beklei het, jy weet, en ek sien net heeltyd hoe die karakter van God in die mense, vir sy mense, of hulle dit verdien of nie, met hulle bloed betaal, met hulle minste geld wat hulle het, alles neersit, hulle tyd, hulle effort, en hoe die doel van die kerk soveel groter is as net die mure, as wat die kerk dink dit is. Dat waar ek myself vind, wanneer ek die geleentheid het om iets self eenvoudig en klein met iemand te kan deel, is ek besig om die werk van die kerk te verrig. En die punt daarvan vir my was gewees van die fulfillment van daai werk is juis hierdie hoofstuk 21. Dat wanneer ek in daai nuwe aarde gaan wandel en saam met God gaan praat en met God gaan praat en met engele gaan deel en met ander mense, geredde mense gaan deel, gaan die theme wees oor ons ervaring, ons journey saam met God op aarde, maar ook meer as dit net wat ons vir hom gedoen het. En ek wonder baie keer as ons daai realiteit moet verstaan, gaan ons wens dat ons meer gedoen het. My wiskunde meneer het eendag het vir ons altyd gesê in die klas, spyt kom te laat. En ek het daai les al soveel keer geleer. En dis my gebed dat ons nie sal spyt wees eendag nie. Want wat kom, gaan gebeur. Want die hoofstukke wat voor hierdie hoofstuk geskryf word, wat so morbied klink vir mense soms, en wat so moeilik voorkom, en so, ek hoor soveel keer, dat mense wil nie Openbaring lees nie. En ek vir myself, die hele hoofstuk begin met the revelation of Jesus Christ. Dit gaan oor van juist, dit wys hom wat hy doen. En saam met dit wys hy vir ons wat gaan gebeur, sodat dit vir ons die hoop gee van dat die goeie wat hy beplan het, gaan vervul word. En so as 'n kerk vanaand, jy wat vorm deel van die kerk, en ek praat nie nou van net die Adventiste kyk, ek praat van die kerk van God. Dat jy jou Laodiceenstyd, en ek my Laodiceenstyd, en
die kwaad wat iemand my aangedoen het en die wraak wat ek teen vashou teen iemand of die irritasie wat mag opgebou gewees het as gevolg van iets of jy weet wat ook al die rede is vir hoekom ons vandag in die toestand is wat ons self bevind vandag, dat ons dit nou agter ons sal plaas en op en aan sal pesel en begin nou werklik God vra dat soos die diensknegte van oud wat vir ons die prys betaal dat ons hierdie skrif kan hê, dat ons soos daai manne en vrouens sal altyd vasklou in die groot prentjie vir wat gaan kom. En ons sal bid vir die uitstort van die Heilige Gees. Sodat ons met die grootste ziel in die grootste tydperk van die geskiedenis van die wêreld, waarvan ek en jy geroep is om te betrokke te kan wees. Ons het nie gekies om in hierdie era te kan lewe nie. Die Here het vir ons dit as 'n eer gegee. Want dit is 'n eer om in hierdie tydperk van die geskiedenis van die sluiting van die aarde betrokke te kan wees. Dit is groter as Noag en sy vloedboodskap. Dit is groter as Israel se boodskap. Dis die laaste boodskap. Daar word nie iets na hierdie boodskap geskryf vir die aarde nie. En ons word geroep om deel te wees van daai tydperk. En dit is awesome. Dis moeilik. Dis frustrerend dat mense wil nie luister nie. Mense is al moeg. Maar ons moet net bly druk. En dis my gebed vir julle elkeen. Dat we ook weer self bevind, as die Gees van God op jou hart, so klein as wat mag wees, iets druk om iets te doen of te sê, of te luister, dat ons sal volg waar Jesus gaan. En Jesus sal reflekteer. Kom ons sluit die oë. Jesus, ja, mag ons meer soos U word. Maar Here, mag ons nie net soos U word op die Sabbat nie. Mag soos U word, wanneer nog geen van ons kerkmense om ons is nie. Mag ons soos U wees, wanneer daar niemand om ons is nie. Mag ons nie net soos U word en wees in gedagte, maar Here self in werke. Mag ons minder word. Mag U vermeerder. Dankie vir die geleentheid ons het, dat ons U naam kan verhoog. Dankie, dat ons die hoop het om te weet dat U gaan weer terugkeer. En dit wat gaan kom, is hierdie wat ons nou op die oomblik ervaar, rarig nie eers vergelykbaar is nie. En so Here, elkeen waar ons self mag bevind, as dit in 'n donker gat is op die oomblik, mag hy bly vasklou tot die dag wanneer U vir hom die lig gee. Vir iemand wat in swaar kry of in siekte of self in die skadu van die dood homself mag bevind, mag hy self vrede daar bevind, want self daar is U. En vir die persoon wat geseënd is en geluk het op die oomblik, seën hulle nog meer, Here. Maar bo als vir elkeen, mag ons U gesig aanskou. Mag ons daai dag daar wees. En nie met spyt besef, dis te laat nie. Ek bid dit nie wat ons verdien nie, maar alles as gevolg van U goed en tierenheid teenoor ons en U liefde en U genade is my gebed in Christus heilige naam. Amen.